Ons fokus hierdie maand op die 10de gedeelte in ons gesprek oor Bybelvertaling. En vandag gaan ons so 'n stappie teruggee. Ons het verlede keer gekyk na die gebruik van hoofletters in die 2020 Bybelvertaling. En vandag gaan ons gesels oor die vertaalopdrag en die voorveronderstellings of die vertaalfilosofie in die 2020 Bybelvertaling. Wanneer ons oor 'n Bybelvertaling praat, dan is dit nie bloot net 'n gesprek oor 'n nuwe teks wat tot stand kom nie. Maar ons praat eintlik van 'n brug wat geslaan moet word tussen die wêreld van die Bybelse tyd en die wêreld na vandag. So ons moet letterlik 'n brug slaan tussen twee wêrelde. Die een kant vind ons die antieke teks, en dis die teks wat in Hebreëus of in Aramees of in Grieks geskrywe was, en aan die ander kant staan die moderne Afrikaanse leser. En die vraag by Bybelvertaling is altyd, hoe bou 'n mens hierdie brug? Watter voorveronderstellings en filosofie word aangewend om die Bybelvertaling na die mense in 'n nuwe tyd te bring? En die 2020 Bybelvertaling het ook met hierdie vraag gewerk. Die 2020 Bybelvertaling is die resultaat van 'n lang proses waarin daar 'n vertaalopdrag geformuleer is, en hierdie vertaalopdrag het bepaal wat die doel van die vertaling is, hoe die vertaling gedoen moet word en vir wie dit bedoel is. In hierdie aanbieding kyk ons na die agtergrond agter die vertaling, die voorveronderstellings en die filosofie, en ek noem dit in hierdie maand se uitgawe 'n blou druk, waar volgens ons hierdie brug van die antieke wêreld na die moderne wêreld bou. En ons gaan in hierdie deel kyk na 3 hoofaspekte. Hoekom is nuwe Bybelvertalings enigsins nodig? Tweedens, wat het die vertaalopdrag van die 2020 vertaling behels? En derdens, watter vertaalteorie het hierdie projek beïnvloed? Nou die eerste vraag wat baie mense vra is, waarom is dit nodig om iets wat reeds vertaal is weer te vertaal? Met ander woorde, hoekom is 'n nuwe Bybelvertaling enigsins ooit nodig? En daar's verskeie redes hiervoor. Eerstens, vertaalkunde ontwikkel met verloop van tyd. Oor die afgelope paar dekades het die vertaalkunde en die Afrikaanse gebruik deur die gewone mense, ook in die kerk, heelwat verander. Die moderne vertaalteorie gaan ook van die veronderstelling uit dat ons nie net na woorde kyk nie, maar na die hele genre of die literatuursoort waarmee ons te doen het. Ons gaan nie 'n psalm op dieselfde manier kan vertaal as 'n verhalende gedeelte in Genesis, byvoorbeeld nie. Ons sal nie 'n gelykenis van Jesus op dieselfde manier hanteer as die briewe van Paulus nie. En daarom is daar verskillende genres in die Bybel en ons moet ook sensitief wees daarvoor. Tweedens het die studie van die Bybelse brontale, Grieks en Hebreëus, die afgelope tyd veral met nuwe insigte van argeologiese opgrawings, nuwe dinge na vore gebring. Navorsing oor Hebreëus, oor Aramees en Grieks beteken dat sekere uitdrukkings en konsepte vandag beter verstaan word as honderde jare gelede. Derdens, Afrikaans self verander. Geen taal staan ooit stil nie. Woorde verander, sinsbou verander, sekere idiome verander, sekere uitdrukkings raak in die volksmond verouder. En wanneer 'n Bybelvertaling verskyn, moet dit gewoonlik ten minste vir 3 of 4 dekades vir een geslag bruikbaar wees. En daarom het kerke en die Bybelgenootskap besluit dat 'n nuwe vertaling hier aan die begin van die 21ste eeu nodig geword het in Afrikaans. Nou, Bybelvertaling kan nooit die werk van een persoon wees nie. Ons kan dit 'n kollektiewe proses noem. Hier's 'n klomp mense wat betrokke is. En in hierdie 2020 Bybelvertaling projek was daar 3 hoofrolspelers.
Eerstens die wat die teks geïnisieer het, en dit was die kerke, wat die behoefte aan 'n nuwe vertaling uitgespreek het. Hulle het 'n kerklike advieskomitee gevorm wat die proses begin het. Die tweede rolspeler was die een wat die opdrag gegee het, die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Die derde rolspeler is vertalers. En hierdie vertalers was in spanne gedeel wat op verskillende dissiplines gekonsentreer het. Byvoorbeeld, Bybelwetenskaplikes, kenners van Hebreëus en Grieks, Afrikaanse taalkundiges, Afrikaanse letterkundiges, taalpraktisyns en eksegete. En hierdie samewerking tussen die verskillende vakgebiede is dan ook 'n kenmerk van moderne Bybelvertaling, dat daar nie net met teoloë nie, maar met verskillende kundiges in 'n Bybelvertaling saamgewerk word. Die hele projek kan uiteindelik saamgevat word in een sin. Die vertaalopdrag het gelei, skep 'n goed verstaanbare, bronteks georiënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel, wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, as ook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik. Hierdie sin is belangrik omdat dit twee dinge te gelyk probeer bereik het. Aan die een kant was die opdrag dat die vertaling so getrou as moontlik moet wees aan die bronteks, met ander woorde so naby as moontlik aan die Griekse en Hebreëse teks. En aan die ander kant moet dit goeie Afrikaans wees, sodat dit in die kerk en in persoonlike Bybelstudie vir kategese ensovoorts gebruik kon word. En daarom kan 'n Bybelvertaling nooit bloot akademies wees nie. Dit moet beskikbaar wees om in die liturgie, in die kerk gebruik te word. Maar dit moet ook so vertaal word dat jong mense dit kan verstaan, in die kategese gebruik kan word, sodat mense dit in Bybelstudie gebruik kan word. En daarom is daar altyd hierdie fyn balans tussen 'n Bybelvertaling se akademiese sy, dit moenie te moeilik wees nie, maar ook die liturgiese sy, dit moet bruikbaar wees vir die kerk. En daarom het die vertaling op twee belangrike ankerpunte gaan berus. Die eerste ankerpunt is die getrouheid aan die bronteks. Dit beteken dat die vertalers gewerk het met gevestigde tekste van die Bybel. Vir die Ou Testament is die Biblia Hebraica Stuttgartensia gebruik, en vir die Nuwe Testament is die United Bible Society se Griekse Nuwe Testament gebruik. Daar was ook voorsiening gemaak vir deuterokanonieke boeke, wat nie in die gewone uitgawe van die 2020 vertaling verskyn nie, maar in 'n spesiale uitgawe van die 2020 vertaling met deuterokanonieke boeke. Dis vertaling van die Septuaginta se apokriewe boeke. Die tweede belangrike ankerpunt is dat dit goeie en natuurlike Afrikaans moes wees. Die vertaling moet altyd stylvol wees, leesbaar wees en, soos reeds genoem, geskik gewees het vir voorlesing in die erediens. Hierdie balans tussen bronteksgetrouheid en die vloei van die taal was een van die belangrikste uitdagings van die 2020 Bybelvertaling. Om die nuwe vertaling te verstaan, moet ons ook kyk na die geskiedenis van Bybelvertaling. Nou, dit het 'n baie lang geskiedenis. Ek gaan dit opsom in 'n paar belangrike punte. In die 20ste eeu het die Amerikaanse vertaler Eugene Nida 'n groot invloed uitgeoefen op Bybelvertalings. Hy het 'n model ontwikkel wat bekend gestaan het as die dinamiese ekwivalente Bybelvertaling. Sommige noem dit ook 'n funksionele ekwivalensie. Hierdie model het gefokus op die effek van die teks op die leser. 'n Vertaler sou dus die Griekse of Hebreëse teks gelees het en dan gevra het, hoe verstaan die leser dit en geïnterpreteer het wat daar staan. Die doel was dat die moderne leser dieselfde effek moes ervaar as wat die oorspronklike gehoor ervaar het. Die 1983 Bybelvertaling
is 'n voorbeeld van 'n Bybelvertaling wat so op die dinamies ekwivalente metode gebaseer was. Maar met verloop van tyd het die kerk ook diep onder die indruk gekom dat Bybelvertaling nie moet interpreteer nie. Die taak van die Bybelvertaling is om te sê wat die skrif sê en nie 'n weergawe van wat die vertaler meen daar moet staan nie. En daarom was die 83 Bybelvertaling in baie Afrikaanse kerke nie baie gewild gewees sedert sy ontstaan nie. Die 2020 Bybelvertaling het teruggekeer na 'n ouer model, naamlik 'n bronteks georiënteerde model, waar die struktuur en die styl en die vorm van die oorspronklike teks eksplisiet behou moes word, maar die teks so vertaal moes word dat dit steeds verstaanbaar is. Enige iemand wat al met Griekse en Hebreëse tekste gewerk het, sal weet dat as jy Griekse en Hebreëse tekste letterlik van daardie taal na vandag se tale soos Afrikaans vertaal, dan word dit 'n onleesbare teks. En daarom is die uitdaging om die teks so na as moontlik aan die oorspronklike Grieks of Hebreëus te hou, maar terselfdertyd ook 'n verstaanbare teks in Afrikaans te lewer. Hierdie bronteks georiënteerde vertaling het sekere implikasies. In 'n bronteks georiënteerde vertaling word die letterlike elemente soos dit daar in die taal gevind word, so ver as moontlik behou. Met ander woorde, wanneer daar beeldspraak is of metafore, wanneer daar poëtiese strukture is, wanneer daar herhalings gevind word, dan word dit net so in die teks weergegee. Want dit is deel van die karakter van die oorspronklike teks. Die gevolg is dat sommige gedeeltes van die Bybel dalk nie onmiddellik eenvoudig verstaanbaar is nie. En daarom speel voetnotas 'n belangrike rol in die 2020 Bybelvertaling om sekere historiese of kulturele of verstaansaspekte beter te verduidelik. 'n belangrike teoretiese invloed op die vertaalprojek van die bronteks georiënteerde vertalings is die werk van 'n persoon met die naam van Christian Noord. Noord het gestel dat 'n vertaler altyd 'n dubbele lojaliteit het. Die vertaler moet lojaal wees aan die opdraggewer, met ander woorde, daardie oorspronklike ooreenkoms wat aangegaan is, hoe die teks moet lyk, en die lesers wat die teks moet lees, maar terselfdertyd ook lojaal wees aan die bronteks. Hy noem dit dan 'n dubbele verantwoordelikheid. Hierdie dubbele verantwoordelikheid beteken dat 'n Bybelvertaler in 'n bronteks georiënteerde vertaling altyd 'n balans moet handhaaf tussen hoe maak ek hierdie teks verstaanbaar sonder om af te wyk van die Griekse en Hebreëse teks. En in die praktyk word hierdie balans op 3 vlakke hanteer. Die eerste vlak is om so ver as moontlik getrou te wees aan die sosio-kulturele konteks van die oorspronklike teks. Antieke terme en gebruike en gedagtes moes nie modern gestel word nie, maar moes in sy oorspronklike konteks behou word. Daarom is mates en gewigte en geldeenhede en afstande en kulturele gebruike en range, soos wat ons dit ook in die historiese boeke kry, meestal behou. Die tweede vlak wat in die praktyk gebalanseer moet word, is die teks. Genres moes behoue bly, soos byvoorbeeld die verskil tussen 'n brief en 'n psalm, die verskil tussen 'n profetiese teks en 'n deel wat geskiedenis verhaal. So ver moontlik moes die literêre vorm van daardie oorspronklike teks behou word. Die derde vlak is 'n linguïstiese of 'n taalkundige vlak. Enige vertaling moet ook natuurlik na vore kom, en daarom moes die 2020 Bybelvertaling natuurlike Afrikaans gebruik, sodat die teks maklik lees, goed klink wanneer dit voorgelees word en verstaanbaar is. Nog 'n belangrike teoretiese invloed op die brontaal georiënteerde teks was die invloed van 'n persoon met die naam van Ernst August Gut.
Good onderskei tussen 'n direkte vertaling en 'n indirekte vertaling. 'n Direkte vertaling probeer so getrou as moontlik weergee wat die oorspronklike skrywer gesê het. Dit beteken dus nie 'n woord vir woord vertaling nie, maar 'n vertaling wat die oorspronklike betekenis en die oorspronklike styl respekteer. Nou die Afrikaanse Bybelvertaling 2020 volg hoofsaaklik hierdie benadering. Wanneer kulturele of historiese afstand 'n probleem skep, word dit gewoonlik dan ook met voetnotas verduidelik. Nog 'n belangrike vraag in die vertaalprojek is, vir wie word hierdie vertaling gemaak? Wat is die teikengehoor? In die 2020 Bybelvertalingsprojek is die teikengehoor Afrikaanse kerklike lesers. Die 2020 Bybelvertaling is dus nie primêr bedoel as 'n Bybelversendingwerk nie. Mense wat nog nooit van die Here gehoor het nie, sal moeilik met van hierdie uitdrukkings in die Afrikaanse 2020 vertaling kan assosieer. Die veronderstelling is dus dat dit 'n kerklike leser is, iemand wat reeds bekend is met kerklike taal, wat groot geword het in die kerk of besig is om groot te word in die kerk en wat Afrikaans as moedertaal praat. Die vertaling is gerig op mense met 'n taalvaardigheidsvlak van ongeveer graad 12. So die vertaling se benadering is dat dit nie so hoogs akademies moes wees, dat iemand 'n graad nodig het om te verstaan wat die Bybel sê nie. Maar dat hy ook nie so eenvoudig moet wees dat iemand met 'n hoë taalvaardigheid gefrustreer word deur die lees van die teks nie. Daar word ook in die 2020 vertaling aanvaar dat die kerklike leser 'n basiese kennis het van die Bybelse wêreld en die Bybelse tradisies. In baie van die voetnotas word daar verdere verduidelikings gegee, maar die veronderstelling is dat iemand wat die 2020 Bybelvertaling lees, nie onbekend is met die wêreld van die Ou Testament of die wêreld van die Nuwe Testament nie. Die vertaling moet dus goed werk as 'n teks wat gelees kon word en ook 'n teks wat gehoor word, veral in die voorlesing in die erediens. Die vertaalproses het verskeie fases deurloop. Eerstens het brontaalkenners 'n letterlike vertaling gemaak met uitgebreide eksegetiese notas oor die grammatika van die Grieks of Hebreëse teks, oor die konteks waarin die gedeelte verstaan moet word, oor die teologie van die gedeelte en oor die agtergrond wat help om die teks beter te verstaan. Tweedens is 'n vloeiende Afrikaanse vertaling voorberei wat as 'n prototeks sou dien vir die Afrikaanse Bybelvertaling. Hierdie prototeks of Afrikaanse vertaling moes die betekenis van die teks in 'n natuurlike taal weergee, maar kon ook in voetnotas verduidelik sodat iemand wat nie Grieks of Hebreëus verstaan nie, maar Afrikaanse taalkenner is en die teks moes verfyn, nie die konteks van daardie gedeelte misvertaal nie. Hierdie twee dokumente, die basisvertaling en die vloeiende Afrikaanse vertaling, is dan na die taalpraktisyns en die taalkenners gestuur en dit is in 'n komitee geïntegreer, in detail bespreek en verfyn. Dit is hoekom die proses soveel jare geneem het. Die projek het al begin in 2005 en is eers amptelik afgehandel aan die einde van 2020. Die finale produk is dus meer as bloot net 'n weergawe van wat in Grieks en Hebreëus staan, maar is 'n hoofteks in natuurlike Afrikaans, wat opskrifte het, wat die struktuur van die teks aandui en help om die perikoop of die gedeelte 'n bietjie te verhelder, en voetnotas, wat verduidelikings en soms ook tekskritiese inligting gee. Die doel daarmee is dat die vertaling getrou moet wees aan die bronteks, maar taalkundig goed versorg moes wees en ook bruikbaar in die kerk moes wees. Ten slotte, die 2020 Afrikaanse Bybelvertaling is nie net nog
'n nuwe Bybelvertaling nie, maar is die resultaat van 'n teoretiese en praktiese proses waarin gepoog is om die Griekse en Hebreëse teks ten volle aan die woord te stel in moderne, leesbare Afrikaans. Dit probeer om die antieke Bybelteks so getrou moontlik weer te gee, terwyl dit terselfdertyd poog om verstaanbaar en stylvol te wees. Op hierdie manier probeer die vertaling dieselfde taak vervul wat elke Bybelvertaling deur die eeue probeer doen het, en dis om die woord van God so helder en verantwoordelik as moontlik in die taal van die mense te laat hoor. Daarmee moet 'n mens ook erken dat daar in alle Bybelvertalings 'n bepaalde tekortkoming is. Die ideaal is dat alle kerklike lesers en elke lidmaat die Bybel in die oorspronklike Grieks of Hebreëus moet kan lees. Maar omdat meeste mense dit nie kan doen nie, is Bybelvertaling noodsaaklik. Die 2020 Bybelvertaling fokus dus op die Afrikaanse kerklike leser in die 21ste eeu en poog om vir ten minste die volgende geslag 'n leesbare Afrikaanse vertaling so na as moontlik aan die oorspronklike Grieks en Hebreëus te bied.